is welkom om saam met ons te sing. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. So hungry for more. Can't stay where I've been. Can't stay where I've been. Wanna go deeper. Wanna go deeper. Ja, kom ons gee die Here 'n heerlike lofoffer.
Baie welkom op 'n heerlike warm Sondag aand in die huis van die Here. Ek sommer so 'n lekker atmosfeer vanaand en groot verwagting in elke hart, want ons weet wat die Here gaan doen. En as ek al die jong mense so kyk vanaand, dan dink ek aan die tyd toe ons nog jong was. En hulle sal nie glo as ek vir hulle vertel, toe ons jong was, het ons stoofpipes gedra. Wie van julle kan onthou? Chakelbroeke met sulke skynsakke in die agterkant, die hemp agterslaan agter opgeslaan en die hare so 'n slootjie agter, nee, en loop jy met so 'n spring in die step. Maar nou ja, maar dit is lekker om julle te sien vanaand en elkeen wat hier is. Wie is nou vanaand by die heel eerste keer by Lofdal gemeente nog nooit voorheen nie gewees nie? Almal was almal ergens hier so. Daar is vir die eerste keer. Kom ons gee lekker hande klap van 'n welkoming. Ons gebed is dat die Here vir sal sien, nie vanaand die was jy en vanoggend die was, vir jare in die week wat verby is, baie geluk met julle verjaarsdag en mag die Here vir julle baie ryklik seën. Ons gaan vandag net kyk na die aankondigings. Onthou volgende Sondagoggend is broer Koos Bierman se getuienis. Nou, so vanoggend gesê het, ek wil regtig vir u uitnooi en vra dat die mense uitnooi vir die geleentheid, want regtig die Here het groot dinge in hierdie man se lewe gedoen. Hy sê vanoggend vir my, hy het geweet van die Here, maar hy het hom nooit geken nie. En hy gaan nie preek nie, hy gaan 'n getuienis gee van wat God in sy lewe gedoen het. So nooi mense wat die Here nie ken nie, ook volgende Sondag, of mense wat jy voel wat die Here nodig het. Ek glo dat die Here gaan met elkeen ontmoet op 'n besondere wyse. Dan onthou net dat die 18e is die welsyn uitreiking na Avondrus en dan die 21ste die Sondag is Vadersdag. Onthou dit maar net 'n gedagte. En dan die uitreiking van die Lofdalers die 24ste van Junie na die roeklose jeug. So dit is die aankondiging. As enigiets wat jy graag wil weet, kan jy net ons kerkkantoor skakel. Esmey sal vir al die inligting gee wat u nodig het. So ek dink dis min of meer die aankondigings. Onthou vanaand aan die program wat ons klaar gebid het. Ek gewaas pastoor Tini Berger, ek het hom hier ergens gesien. Gaan hom net vra dat hy net vir ons 'n gebed kom doen. En daarna gaan ons geleentheid kry om ons tieners en offergawes te gee vir die werk van die Here. Dink jy kan dalk maar sommer die naaste kruik toe stap. Ek dink hulle het dit gereed. En as jy dalk die kaartmasjien wil gebruik, daar's dames daar agter wat u sal wil help. Hier is 'n QR code as jy dit wil so gebruik, soos jy gee met 'n blymoedige hart vir die werk van die Here. Maar kom ons gaan opstaan en bid ons net saam. Baie dankie pastoor Tini. Dankie pastoor Tini, dis die pastoor wat die mooiste naam het. Wonderlik. Maar dit is pragtig om soveel jong mense hier te sien vanaand en soveel ouer mense. Iemand het vanmôre in 'n diens van my gesê, ons word oud. Ek sê, nee, ons word nie oud nie, ons word net ouer. Amen, dat is 'n groot verskil. En ek sien uit om vanaand na die jong mense te luister en ek sien uit om saam met u die diens te deel. Is u gereed vir 'n groot seën uit die hand van die Here uit? Amen. Yes, halleluja, kom ons bid saam. Vader, ons bring u eer, lof, prys en aanbidding. Wat 'n wonderlike geleentheid om vanaand saam met die jeug te kan wees, om u naam groot te maak, om u naam te loof en te prys, om u naam te vereer en te verheerlike, om te erken dat daar niemand soos u is nie, Here, groot en almagtige. Ons bid vanaand vir 'n besonderse salwing en seën oor hierdie dienste, vir elke program, vir elke item, Here, laat die gees van die Here kragtig in ons midde werke. Ons is bly om te sien wat u onder ons jong mense doen. Word net in en deur hierdie diens verheerlik, Vader, vervul in elke behoefte. Ons dank u daarvoor in die naam van Jesus en die volk van die Here sê, Amen. Amen. Ja nee, hier is lewe hierso. Wil ek kan sien hierdie manne is lewendig hier vanaand. So hulle gaan ons definitief 'n warm diens hê vanaand. Ek wonder, kan ons maar net die tieners en offergawes as jy saambring, daar is 'n kruik, hierdie kant is 'n kruik en jy maar net gee wat die Here op die hart lê in hierdie oomblikke. Baie dankie.
Come set your rule and reign in our hearts again. Increase in us, we pray. Unveil why we're made. Come set our hearts ablaze with hope, like wildfire in our very souls. Holy Spirit, come invade us now. We are your church. We need your power in us. We seek your kingdom first. We hunger and we thirst. Refuse to waste our lives. For you're our joy and prize. To see the captive hearts released, the hurt, the sick, the poor at peace. We lay down our lives for heaven's cause. We are your church. We pray, revive this earth. Build your kingdom here. Let the darkness fear. Show your mighty hand. Heal our streets and land. Set your church on fire. Win this nation back. Change the atmosphere. Build your kingdom here. We pray.
net dames en rangs vir die het almal gekom het vanaand, maar ons gaan nou open. Sorry, ek's bietjie nervus. Ek gaan nou gebed lê vir ons diensliedjies. Nou moet presies te stel nie, maar asseblief oor te hoorens af. Heer Papa Vader, ek wil net vanaand sê dankie dat ons almal vanaand bymekaar kan gekom het, Papa Vader. Papa Vader, ek vra vanaand as ons almal wat hier sit, ons harte kan oop hê, Papa Vader, dat almal aan ons kan, dat Papa Vader aan ons kan raak, Papa Vader, Heilige Gees hier rondom ons, Papa Vader. Sover dat ek ons geprys worship, Papa Vader, dat ek hom gevoel het tussen ons almal rond beweeg, Papa Vader. Papa Vader, ek vanaand vir ons almal vanaand hier staan en U se naam groot, Papa Vader. Laat ons U kan voel tussen ons beweeg, Papa Vader. Papa Vader, ek vra almal vir al die kinders wat hier voor is, Papa Vader, dat hulle ek voel van ons is nervus, Papa Vader, as ek kan help het uitkry het ons, Papa Vader, as vanaand U se woord kan hou, Papa Vader, dat ons self kan wees vir U. Papa Vader, ek vra ook waar ons vanaand almal na jeug kan gaan, Papa Vader, na kerk, kan gaan, by die huis kan kom, en môre is ons vanaand goeienags rus kan kry, Papa Vader, as môre werk toe gaan en skool toe gaan, vir onkel ons gaan, Papa Vader, dat ons môre met gesonde harte kan ons dan gesonde lywe en 'n skoon brein, Papa Vader, sorry almal. So Papa Vader, ek wil net vanaand sê weer eens, dankie dat U Papa Vader by mekaar gebring het, Papa Vader. En ek vra net almal waar jy sit, dat ons U se naam kan groot, Papa Vader. Help die wat daar gehelp wil word, Papa Vader. Raak aan hulle, wys hulle regte pad, Papa Vader. Papa Vader se naam, amen. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing.
I saw the Lord seated on his throne. He was clothed in glory, exalted high. And the train of his robe filled the temple, and the angels circled around him and cried, "You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. Woe is me, for I'm unclean. For my eyes have seen the Holy King, and He cleansed my hands right before I died. And the pillar shook as the angels cried, "Holy is the Lamb." You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of I saw the Lord. He was sitting on a lofty throne, and the train of his robe filled the temple. Attending him were mighty seraphim. They were calling out to each other, "Holy, holy is the Lord of heaven's armies." Then I said, "I am doomed, for I am a sinful man with filthy lips." Then one of the seraphim touched my lips with a burning coal and said, "Now your guilt is removed and your sins are forgiven." Isaiah 6, verse 1 to 7. Holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. You are
Goeienaand gemeente. So voor ons begin, ek wil net sê ek is Leandrie Rautenbach. Ek is tans besig met my finale jaar in Bella Bella in Nature Management. En ek is al 'n part van Lofdal van 2020 af. En hier het ek geleer wat dit werklik beteken om 'n verhouding met die Here te hê en geestelik gegroei in my verhouding met hom. En vanaand wil ek net met julle 'n ontdekking deel wat die Here met ons gedeel het. So vanaand wil ek met julle praat oor die reiniging van die tempel. So ons gaan begin by, ek het hom in Engels, maar ons gaan uit Matteus 21 vers 12 lees. Matthew 21 verse 12. And Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves. So, soos julle hoor, Jesus het tafels omgegooi en hy die mense uit die tempel uitgejaag. So, hoekom het hy so kwaad geword? Dis die enigste tyd in die Bybel waar ons hoor, Jesus het so kwaad geword. Maar voordat ons die hoekom antwoord, die vraag hoekom antwoord, gaan ek julle eers vra, kom ons kyk hoe skelm die duiwel is. Nie net in die kerk nie, by jou huis, hy kom sit by jou tafel, in verhoudings tussen ouers en kinders, vriende, familie. So, wat was die doel van die tempelplein? So dit is nou, hoe die duiwel gaan kom nou hier. So die doel van die tempelplein was vir die godsdienstige Jode, om daar saam te kom en daar saam die Here te aanbid. Maar lyk dit normaal? Lyk dit normaal as daar verkopers in die tempel is? Lyk dit normaal dat die priesters daar rond staan en die geldwisselaars daar rond staan? Is dit normaal? Ek sal nie dink dit is normaal dat daar geldwisselaars by 'n tempel is nie. Dis bietjie weird. So nou, hoekom is hulle daar? Mag hulle daar wees? Wie het vir hulle toegelaat om daar te wees? Het die Here hulle daar toegelaat? Ek dink nie die Here sal geldwisselaars in sy tempel toelaat nie, want dit is 'n heilige plek. Maar die priesters het dit toegelaat. Die priesters het geweet, die duiweverkopers is daar. Die priesters het geweet, die geldwisselaars is daar. Nou hoekom is hulle daar? Wat soek hulle daar? En niemand bevraagteken dit nie. Niemand wonder dit nie. Almal aanvaar dit nie. Is dit nie hoe vandag se lewe is nie? Almal aanvaar LGBTQ. Almal aanvaar seks voor die huwelik. Almal aanvaar my, ek kan by my boyfriend intrek. Ek kan gaan suip, ek kan gaan rook, ek kan gaan kuier. Is dit nie vandag se normaal nie? En dit is so abnormaal as kinders kerk toe gaan. As kinders die Here loof en prys. As mense vir iemand gaan bid in die straat. As jy in die restaurante bid, dan kyk mense jou so weird aan. As jy vir mense sê jy drink nie, dan is dit, wat's fout met jou? Ek sê, daar's niks fout met my nie, dis ons normaal. Vir ons is al die ander goed weer abnormaal. Maar vandag is al daai sondes die wêreld se normaal. So nie, dit is hoe die duiwel werk. Hy het ingekom in die Here se tempel en hy het deur die mense gekom en hy het deur die priesters, die duiweverkopers en die geldwisselaars daar en niemand het dit bevraagteken nie. Want dit is normaal. Die duiwel kom nie met 'n bang nie. Hy kom so stadig aan die kant ingekruip. En mense kom dit nie agter nie. Jy kom nie agter as die duiwel in jou verhouding is nie. Jy kom nie agter as die duiwel in jou huis inkom om wanorde te veroorsaak nie. Want hy is 'n skelm. Hy is so slim, maar ons God is sterker en ons God is baie slimmer. Yes. So, hy kom nie met 'n bang nie. So, nou vra ek, wat maak die geldwisselaars daar? Ons weet hoekom die priesters daar is, hulle moet daar wees.
En die duiweverkopers is daar, want daai tyd moes hulle diere offer, om te vergewe te word van hulle sondes. Ons is baie geseënd, ons het nie nodig om diere te offer nie, want Jesus het vir ons gesterf op die kruis. Dit is so awesome. So nou is die geldwisselaar daar. So die priesters wou geld gehad het. En hoe kry hulle geld? Hulle wou gehad het, die arme mense moes Joodse geld gebruik het, om duiwe te koop. Maar hulle het net Romeine geld. Joodse geld, dit is wat ons in gedagte het. Dit is die ontdekking wat ek gemaak het. So, Joodse geld was verskriklik skaars, daar was amper niks Joodse geld. Toe het die geldwisselaars, die arme, die priesters, die geldwisselaars en die duiweverkopers, die mense so besteel, dat hulle kon nie meer bekostig om die duiwe te koop nie, want om die Romeine geld in te ruil vir 1 Joodse stuk, was te duur. Dit was net nie moontlik nie. So, die geldwisselaars was daar, want die priesters soek geld. Almal soek geld, maar geld is nie waaroor lewe gaan nie. So nou kom ons by die arme mense. Die arme mense kom van ver af. So as jy nou van ver af kom, wil jy nie nog 'n duif gaan vang nie. En as jy die duif seermaak, is hy onrein. En as hy siek is hy onrein, kan nie hom nie offer nie. En hulle het ook spaar so baie geld om hierdie duif te koop, en kom hulle daar aan en sê, sorry, ons kan jou nie help nie, ons kort Joodse geld, kom, gee my die geld. Maar hulle kan nie. Nee, en dit is so bad om te dink, jy kan nie die geld kry om jou 'n dier op te offer, sodat jou sondes kan vergewe word nie. Wat 'n vrees moes daai mense nie gehad het nie. Hoe bang moes hulle nie gewees het, maar nou kan hulle nie hulle sondes vergewe kry nie. Die vrees wat daai kinders moes gehad het, daai familie, as dit ek was, sou ek begin huil het. Want ek wil so graag hê my sondes moet vergewe word. En hierdie mense verhoed, dat hierdie mense se sondes kan vergewe word. Dit is, hoe kan jy in 'n mens se brein dink, hoe wil jy verhoed, dat mense gered word? En hierdie mense het nie omgegee, dat die mense gered word nie, hulle soek geld. Hulle is baie geldgierig. So, die boodskap wat ek vir julle wil gee, ek weet dit is nou baie kort. Hulle het verhoed, dat daai mense vergewe kan word. Daar was nie bloed, Jesus wat aan die kruis daai tyd gesterf het nie. Jy moes diere offer, en jy kon nie net enige dier offer nie. Soos ek sê, die duif moes reg wees en gesond wees. Ons is nie reg en gesond nie. En die Here vergewe ons elke keer. En hierdie mense, hierdie priesters, het in die pad gestaan, dat hierdie mense vergewe word. Dink julle nie, dis erg nie, dat jy in iemand se pad staan, om 'n verhouding met die Here te kan hê? Ek moet dink, dit moet baie, baie erg wees. Ek wil nie in die pad staan, of die rede wees, hoekom iemand hel toe gaan nie. Dit is nie. So nou wil ek die gemeente vra, keer ons mense, om by Jesus uit te kom? Is daar dalk iets wat jy aan iemand gedoen het, of iets wat jy nie gedoen het nie, wat hulle keer om by die Here uit te kom? Daar was ek het so 'n storie gehoor oor 'n man wat 'n droom gehad het. Hy was by die Here gewees. En hy kyk af op die mense wat daar rondloop op aarde. En sy naam staan op van hierdie mense se rug geskryf. En hy vra toe, Here, hoekom staan my naam daar? Dis bietjie weird. En die Here sê toe vir hom, dis al die mense wat jy keer om hemel toe te gaan. Iets wat jy aan hulle gedoen het, iets wat jy nie gedoen het nie, jy was nie gehoorsaam nie. En om 'n voorbeeld te gee, kom ons vat kinders. Kinders wat gaan kuier, maar hulle dra die t-shirt wat ons sê, wat sê Jesus calling. En agterop staan daar roekeloos vir Jesus. Nou gaan jy na 'n kuier toe, maar is jy enigste skoon t-shirt. Dan sê Jesus, dis my enigste skoon t-shirt. Ek kan nie met 'n vuil t-shirt na 'n kerk en ek moet hierdie mense beïndruk. Maar jy is 'n kind van die Here, jy volg die Here se pad, en dan sê ek, maar ek wil gaan kuier. So dan gaan jy,
nee, gaan kuier. En die mense sê, vat net 'n slukkie van die drank. Vat net 'n trek van hierdie sigaret. En op die ou einde, dan raak die kind verslaaf aan sigarette of verslaaf aan drank. En op die ou einde, hy kon vir sy vriende gesê, nee. En daar staan sy naam op hulle rug, want hy is 'n kind van die Here. Maar hy het gekies, hy het die wêreld gekies. En hy het nie gekies om vir hierdie mense te wys dat Jesus in hom lewe nie. As Jesus in jou lewe, mense sien dit raak. Jy wil hê mense moet vra, wow, wat het sy? Wat het hy? Wat het Leonie? Wat het Dwayne? Ek wil dit ook hê. Maar nou kom jy en jy join hulle en jy weet wat is die waarheid. In plaas waar jy na die ou toe gaan sê, nee man, los die drank vanaand, kom ons gaan doen iets anderste. Kom ons gaan bungee jump. Dan staan jou naam op daai persoon se rug. Nou staan jou naam op daai persoon se rug, omdat jy te bang is om vir die Here uit te staan, omdat jy te bang is om gehoorsaam te wees. Die Here het ons gestuur om disippels te wees, maar ons is te bang. Ek weet nie waarvoor is ons bang nie, want ons niks om voor bang te wees as hierdie groot God jou back nie. Nog 'n voorbeeld. Jy is 'n werkende mens. En jou werkkollegas wil ook gaan kuier en jy sê, ja, is reg, maar jy drink nie. En sê, nee, ek drink nie. Maar hulle groepsdruk jou om te drink. Net voordat jy dronk raak, sê jy nee. Nou, waar is die Here in daai situasie? Hy is daar, maar jy luister nie vir hom nie. Jy ignoreer sy stem. Jy gaan drink tot jy amper dronk is, net om nie dronk te word nie. Sê jy nee, want dan gaan jy, as jy dronk word, is dit sonde. Maar as jy daai aand by die kuierplek wegry, kom in 'n karongeluk en altyd daai mense wat gesyp is dood. Wie se naam is op hulle rug? Jou naam. Want jy weet, weer eens, wat is die waarheid? Jy kon sê, nee ouens, kom ons gaan doen iets anders. Dit is nie ons verantwoordelikheid om harte te verander nie. Ons verantwoordelikheid is om saadjies te plant. En as ons die saadjies gaan plant nie, waar kan die Here die groei laat gebeur? So, weer eens, vra ek, keer ons mense om by Jesus uit te kom? Daar's 'n vers in die Bybel wat sê, haal uit die balk uit jou eie oog uit, voor jy die splinter uit iemand anders se oog uithaal. Dalk sien jy 'n splinter in, kom ons sê Selina se oog, maar jy het so 'n groot balk, jy kan nie eers meer loop nie in jou eie oog, eintlik jou kop. Ons is so vinnig om te oordeel, en so vinnig om iets te sê, maar kyk nie jouself. So, ek wil net ook keer ons mense om by Jesus uit te kom. Ek wil net hê ons moet daaroor dink, 'n minuut of 2 van stilte vat. En ek nooi die gemeente uit, as jy 'n balk in jou oog het, of jy dink jy keer iemand om by die Here uit te kom, vra die Here om vir jou te wys waar die probleem lê. Vra die Here om jou te help om vra die Here om die mense te sien soos hy hulle sien, nie hoe jy hulle wil sien nie. Nie hoe jy hulle sien deur jou emosies nie, want as jy kwaad is vir iemand, wil jy hulle in 'n vuur skop. As jy geïrriteerd raak en gefrustreerd raak met iemand, wil jy vir iemand gaan vertel, dan wil jy skree van hoe geïrriteerd jy raak, of gefrustreerd jy is. Ek wou amper iemand in die vuur geskop het hierdie week, want ek was gefrustreerd. Ek het die Here om verskoning gevra. Vra die Here om vir jou te wys hoe hy hulle sien, in plaas van hoe jy hulle sien. Want hoe jy hulle sien is partykeer deur emosie gelei. En die woord sê, ons moenie deur emosie gelei word nie. So ek wil net hê ons moet so 2 of 3 minute vat, en net met die Here praat, en stil raak voor die Here.
just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God, and one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God, and one day every knee will bow. Dankie gemeente, dit is my boodskap. Ek weet dit is bietjie kort, maar dit is wat die Here op my hart gelê het. Ek wil nie my naam moet op iemand se rug geskryf word nie. Ek dink ook nie enigiemand van ons wil hê ons name moet op hulle rug geskryf word. Inteendeel, ek dink ons wil hê almal moet hê wat ons het met die Here. Wil ons hê met die wêreld se mense hê. Ons moet vir die wêreld bid, ons moet vir mekaar bid. Dankie julle. Ek kom net die microfoon vat, hoor. Ek nee, dit is moeilik om dankie te sê. Weet jy, as die Here mens toevertrou met so iets groots, en ons kom waar ons vanaand kom, it's too much. Die Here het ons 'n groepie gegee. Hulle is nie so great nie. Gelukkig is ek ook nie, dis vir hulle. Maar weet julle, hierdie Jesus kinders wat hier is elke woensdag aandag. Is nie altyd maklik nie. Ons het ouers wat van ver af kom. Jason en hulle sit daar. Hulle 3 is hier so elke woensdag. En hulle moet van 4:00 af as moeder op, dan moet hulle regmaak. Maar hulle mis nie hulle jeug nie. Hulle is daar. En julle weet, sit klompie jare terug, sit ek by die huis, en Gerard sê vir my, nou, kom hier na toe, Lofdal toe. Hy het seker omtrent so 3 maande, hy het in my gepraat. Toe sê ek vir hom, okay, ek sal kom, maar ek word nie 'n gemeentelid nie. Not a damn. Daar is nie 'n manier nie. En julle los my uit. Hulle het my uitgelos, ja. Maar die Here het nie. Net soos Leandri sê, dat die Here het vir haar hier by Lofdal gevat en vir haar groot gemaak. Het die Here my gevat op 'n hoë ouderdom en vir my gesê, jy is nie klaar nie.
Dankie Loftaal. Dankie huis. Julle is great. Regtig waar. Gemeente, as jy voel as jy wil saam aanbid of hier voor kom staan of net jou hand in die lug en sit, voel vry om dit te doen. Peace like a river wash over me. Immerse me in water as deep as the sea. Hide me in love, your healing embrace. Peace like a river washed over me. As I worship your majesty, I worship your holy name. Jesus, my everything, all that I am is yours. Come, Holy Spirit, rain down on me. Break open the heavens and drench the unseen. Oh, pour out your presence as I pour out your praise. Come, Holy Spirit. Lord, have your way as I worship your majesty. I worship your holy name. Jesus, my everything, all that I am is yours. Open the heavens, fling wide the gates, flood every heart with mercy. Pour out your presence and have it our praise as we cry, holy, holy. Open the heavens, fling wide the gates, flood every heart with mercy. Pour out your presence and have it our praise as we cry, holy, holy. Oh, oh, as we cry, holy, holy. Oh, oh. Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Won't you do it again? Oh,
Yes, kom ons gee vir die Here 'n heerlike lofoffer in hierdie plek. Baie dankie vir ons jong mense. En lekker om net so die energie te ervaar. En ek wil tog vir u sê dat as jy gedink het vanaand dat hulle doen dit maar net by wyse van die feit dat hulle in die kerk optree, wil ek vir u sê, u was heeltemal verkeerd as jy dit gedink het, want die meeste van die woensdae-aande wat hulle hier langs in die saal is, het ons gewoonlik ons finansraadvergadering. So, ek is die laaste persoon wat gewoonlik loop, waar is ek en Gerrie hulle. En dan baie keer wanneer ek hier verbystap, by die saal verbystap, dan word ek so bewus van die teenwoordigheid van die Here wat hierdie jong mense God aanbid in gees en waarheid. Is dit nie wonderlik? Sulke jong mense. En die Here sê dat in die laaste dae sal hy sy gees uitstort oor alle vlees en is deel van ons jong mense. Prys die naam van die Here. Bill, baie dankie ook. Ek weet hy het 'n groot impak. Ek onthou toe ek en hy in die kantoor gesels het en ons begin praat oor die jeug en hy so by die jeug betrokke raak, toe sê hulle vir my, is hy nie te oud nie? Toe sê ek, wel, die Here het ou Moses geroep toe hy 80 is, hy is nog nie daar nie. So, maar ek weet die hart, sy hart lê in die jong mense en dis belangrik, as jou hart reg is, en kyk net hoe wonderlik het ons vanaand in die teenwoordigheid van die Here saam met ons jong mense geniet. Ons wil vir julle sê, ons bid vir julle, en dat wat sy vanaand vir ons gebring het, ons tog nooit in plek sal staan of in pad sal staan, dat iemand by die Here sal uitkom. En daar was 'n pastoor wat eendag sy getuienis hier gegee het in ons kerk. En hy het nadat hy tot bekering gekom het, na die kerk waar hy groot geword het, gegaan en vir die ouderlinge en die diakens gaan sê. Hy sê, waarom het julle my nooit gesê, toe julle gesien het hoe dronk ek in die strate is, hoe ek beklei en te kere gaan, waarom het julle my nooit gesê, ek is op pad hel toe nie? En hy het by die Here uitkom, kom laat ons evangelisties wees met ons uitreiking teenoor die wêreld daar buite. Hulle het die jong mense nodig. En weet jy, daar is so 'n groot ontwaking besig is om met ons jong mense by universiteite en selfs skole, waar daar 'n impak vir ons jong mense wil sê, ons gee nie om wat die mense sê nie, ons gaan die Here dien en ons gaan hom verhoog, prys die naam van die Here. So baie dankie Bill, julle almal wat julle aangebied het. Kom ons gaan staan en kom ons ontvang die seën van die Here ook in hierdie plek vanaand. Vader, steek ons hande saam vanaand. Vader, ons seën elkeen vanaand in die mooiste naam, die naam van Jesus. En Here, is wat u woord vanaand uitgaan het en gedemonstreer is deur hierdie jong mense vanaand, dat ons 'n verhouding met God moet hê en dat ons op daardie plek sal kom, dat ons nooit in die plek sal staan of in die pad sal staan, dat iemand by die Here uitkom nie, maar dat ons lewende getuies, lewende organismes sal wees in die wêreld daar buite wat uitdra dat Jesus red en genees, en hy doop nog met sy Heilige Gees. Ons seën elkeen vanaand met die volle krag en die heerlikheid van die Here, want ons vra dit in die mooiste naam, die naam van Jesus Christus, en die kinders van die Here sê hart. Amen. Die Here seën vir u. Amen.